Ons maak die woord van die Here oop by Lukas 2 en ons lees verse 8 tot 14. Ek gaan ook 2 ander gedeeltes so 'n bietjie later lees. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense aan wie hy 'n welbehae het." As teksvers Lukas 2 vers 10. Ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Die engel het vir die herders gesê: "Ek bring vir julle 'n boodskap van groot blydskap." Nou die derde kers, die pinkkers, simboliseer vir ons vreugde, want die boodskap van die Messias, hy wat kom om te red en verlos, is 'n boodskap van vreugde en groot blydskap. En dit is nie net vir sekere spesiale mense bedoel nie. God wil hê dit moet oor die hele wêreld uitgaan. Almal moet weet daarvan. Die Messias het gekom om ons vry te maak van sonde. Hy het gekom om die gebroke verhouding met God te herstel. God wil ons as sy kinders aanneem. Hy wil ons seën. Hy wil die gawe van die ewige lewe aan jou gee. Dis 'n wonderlike boodskap. Dis voorwaar iets om oor bly en dankbaar en opgewonde te wees. So die engele juig eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense aan wie hy 'n welbehae het. Hoe ontvang die wêreld hierdie wonderlike boodskap? Met dieselfde opgewondenheid en vreugde as die eerste mense wat die boodskap gehoor het, of dalk so 'n bietjie anders? Kom ons kyk wat skryf Matteus vir ons in hoofstuk 2. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Die wêreld ontvang nie die boodskap met blydskap nie. Hulle ervaar nie vreugde nie. Koning Herodes en die hele Jerusalem saam met hom is geweldig ontstel oor hierdie boodskap oor 'n baba wat gebore is. Herodes sien dit as 'n bedreiging vir sy koningskap. Hy maak dadelik 'n plan en hy vra vir die wyse manne: "Gaan stel ondersoek in en dan kom vertel julle vir my, want ek wil ook aan daardie kindjie hulde bewys." En eintlik is dit 'n leuen. Hy het reeds die besluit geneem om so gou as moontlik van daardie baba ontslae te raak, om hom dood te maak. Omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak." Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Wat is die
emosies wat Herodes moes belewe het. Agterdog. Wie is hier die koning? Selfsug. As hy 'n koning is, dan kan hy my loopbaan in die gevaar bring. Nee, dit kan nie. Woede en haat. Kom ek wis hom uit, voordat hy enigiets kan doen. Dan het ek nie verder 'n probleem nie. Maklike oplossing. En hy gee nie om, dat talle klein babatjies, seentjies van 2 jaar en jonger, doodgemaak word, om vir hom vrede te gee nie. Ons lees Johannes 1 van vers 1 tot 14. Nou ek het by die Kersangdiens met u so 'n bietjie gesels oor die geskiedenis van Israel, hoe dat hulle maar telke male van God afgedwaal het en dan het God swaartye op hulle pad gebring. En uiteindelik het hulle verwagting nie meer gegaan om 'n Messias wat hulle verhouding met God gaan herstel nie, maar oor 'n Messias wat hulle van hierdie aardse onderdrukkers gaan bevry. Hulle het 'n aardse heerser verwag. So kom ons kyk wat sê Johannes hieroor in Johannes 1. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom die woord tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die ware lig wat elke mens verlig was en hy kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom. En tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar in almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy is, die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ons lees in Johannes 1. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Die Jode het die Messias verwerp. Deur die eeue, al het die Israeliete geweet dat hulle in 'n verbondsverhouding tot God staan, en hy sê, jy mag naas my geen ander gode hê nie, het hulle telke male van God afgedwaal en ander gode begin aanhang. Hulle het gemaak asof hy nie bestaan nie. Daar was selfs 'n stadium waar hulle totaal van God begin vergeet het. Soveel so dat toe Hizkia besluit, koning Hizkia, om die tempel te laat herbou en te vernuwe, toe kom hulle op 'n geheime kamer af waar binne hulle boekrolle vind, en die mense het dit vir hom gevat en hy het dit gelees, en hy het die 10 gebooie daarin raak gelees, hulle het totaal vergeet van die 10 gebooie, en dat herlewing plaasgevind, hulle het teruggekeer na God toe. Maar die mense het ongelukkig met hierdie aardse onderdrukking wat hulle gehad het van ander volke, het hulle begin uitsien na, maak ons vry van hierdie ander volke, van die oorheersing in die onderdrukking, en het hulle na 'n aardse Messias begin verlang. Hulle het gebrekkige kennis oor die Ou Testament gehad. Hulle het 'n politieke bevryder verwag. En dan as die ware Messias kom, dan is hulle nie in staat om hom te erken nie, want hulle ken nie die Ou Testament en al die profesieë wat daar was oor die Messias wat kom nie. Hulle verwerp hom. Hulle beskuldig hom vals. Hulle veroordeel hom en hulle vermoor hom.
Want hulle het God se woord nie geken en verstaan nie. Die implikasie van hulle optrede is skrikwekkend. As jy vir Jesus as Messias verwerp, as verlosser, wat wag vir jou? Hulle gooi hulle kans op verlossing weg. Want Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na God toe, die Vader, behalwe deur my wat Jesus Christus is. Daar's nie 'n ander manier nie deur Boeddha, nie deur Allah, nie deur voorvadergeeste, of 'n klip, of 'n stomp, of 'n wat ook al jy aanbid nie. Daar is nie 'n ander manier om by God uit te kom nie. As jy die Messias verwerp, is jy verlore, en daarom moet ons die boodskap van lewe by alle mense uitbring, ongeag wie hulle is. Vandag steeds verwerp die Jode ongelukkig die Messias. 'n Mens sou dink dat hulle sou leer uit die fout wat hulle gemaak het. Maar gelukkig lyk dit nie so nie. Hulle klou vas aan tradisies en oorlewerings van vorige geslagte. Weet jy, die meeste van hulle vandag lees nie die Ou Testament nie. Hulle weet nie wat daar staan nie. Hulle lees boeke wat oor die Ou Testament geskrywe is, gebedeboeke. Maar die Ou Testament self lees hulle nie. Hulle sal dalk iets van die 10 gebooie lees, maar verder weet hulle nie baie nie. Skokkend, skrikwekkend. Talle van hulle het nie 'n idee wat aangaan nie. Hulle is te trots om hulle foute te erken. Hulle is te vol van hulle self om die feite oor die Messias te ondersoek. Hierdeur gooi hulle die kans op verlossing weg. Ek wil vir jou 'n videoetjie speel waar Jode aan die gesels is. Because the Jewish people will never follow a Messiah, ever, who takes us away from the law of Moses, which is why Jesus Christ is rejected by Jews today. People are baffled by that. But he raised people from the dead. Well, first of all, he didn't, Yeshua did, but that's another discussion. But even if you say, well, I don't care if he made a whole new world out there with a new moon and it like suddenly appeared next to our earth, we still wouldn't believe in him. You know why? Because even if he does the greatest miracles but leads us from the Torah, according to the Bible, he's a false prophet. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Is this from the Hebrew scriptures or from the New Testament? I think this is from New Testament. מאיפה אתה חושב שזה? מהתנ"ך או מהברית החדשה? זה לא מהתנ"ך. זה לא מהתנ"ך? That's from He's smitten by God. New Testament. the New Testament. זה מהברית החדשה או מהתנ"ך? הברית החדשה. The book you guys have written. New stuff, you wrote it down. What does it sound like? Jesus. I'm assuming that the text is referring to Jesus. זה על ישו, זה על אותו איש. Would you be surprised if I told you this is Isaiah, the Hebrew Bible? I didn't see anything like that yet. That's 700 years before Jesus. Yeah. Interesting, yeah. זה מישעיהו נ"ג. גם זה. הכל. Here's what you need to do. You've got to first shave your head. You dress all in black. You've got to wear a white robe, eat only kosher foods. You've got to become a vegetarian. You face Jerusalem. You've got to face India when you pray. You pray only in Hebrew, and you grow a nice big beard. And if you do all of those outward cultural things, you'll discover the God of the universe. Dat hulle dink dat jy op so 'n manier by God kan uitkom. Nou, weet u dat wetgewing in Israel op hierdie oomblik verbied mense, veral toeriste, om met die Jode oor Jesus Christus te gesels. As jy uitgevind word of aangekla word, dan word jy se muur uit die land uitgegooi. Jy mag nie met mense praat oor Jesus Christus daar nie, en veral nie met iemand onder 18 jaar nie. As hulle jou dan vang, dan word jy opgesluit. Nou ja, vandag, oor die hele wêreld is daar talle mense
wat die Messias Jesus verwerp. Hulle besef nie met wie hulle te doen het nie. Hulle wil nie hoor dat hy gekom het nie. Hulle wil niks van hom weet nie. Hoekom? Want ons is mislei deur die Satan, hy doen hom voor as 'n engel van die lig. Ag, of jy nou Allah of Boeddha of die ou of daai ou aanbid, dit is goed genoeg. Ja, God is genadig, jy sal gered word. Ja, jy kan maar sondig, God gaan vergewe. Nee, broer en suster. Mense is verblind deur sonde. Hulle is nie bereid om afstand te doen van 'n verkeerde lewe om te begin lewe soos die Here vra nie. Daar's te veel gode in hulle lewe, eie belange. My geld, my loopbaan, my ideale, my golf en my rugby en my cricket en wat alles. Ja, ek gaan liewerste Sondag bietjie sport oefen as om kerk toe te gaan. Ek gaan liewer Sondagoggend fietsry as om in die kerk te kom sit vir 'n uur lank, want dit is vervelig. Dis baie mense se houding, daai goed wat jy bo God stel op enige stadium met 'n afgod in jou lewe geword. En dit mag nie. Mense is nie bereid om hulle self aan die ware God te onderwerp nie. Die voorbeeld van Christene spreek hulle nie aan nie, en dis 'n ernstige aanklag. Dat baie mense sê, ja, nee, ek kan dalk oorweeg om 'n Christen te word, maar as ek kyk hoe dat julle Christene lewe, in die voorbeeld wat julle stel, dan stel ek hoegenaamd nie belang nie. Die kerk is Sondag vir skyn heilige mense. Jy moet net sien wat doen hulle in die week, en sit hulle Sondag vroeg my heilig dag. Dis aanklagte wat ons kry, broer en suster, omdat ons lewe nie ander aanspreek nie. Zacharia het geskrywe dat eendag gaan die mense wel uitvind wie die Messias is. Maar oor die koningshuis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem bring ek 'n gees van welwillendheid en van berou. Hulle sal na hom kyk vir wie hulle doodgesteek het. Hulle sal oor hom treur soos 'n mens treur oor 'n enigste kind. Hulle sal oor hom huil soos 'n mens oor 'n oudste seun huil. Eendag gaan die Jode se oë oopgaan. Maar weet u, God is genadig, hy is besig om te werk. Maar ons moet tog verstaan hoe dat God werk. Die Messias het gekom om mense van sonde te verlos. En God hanteer alle sonde dieselfde. Daar's nie 'n klein sonde en 'n groot sonde nie. Daar's nie iets wat 'n bietjie minder sleg is as 'n ander iets nie. Sonde is sonde en die straf op sonde is die dood. En dit beteken nie net dat ons liggaamlik eendag doodgaan nie, maar dat ons geestelik sterf. Toe Adam en Eva daar in die paradys verkeerd gedoen het, het hulle die gawe van die ewige lewe verloor. En daarom moet daar iets spesiaal in 'n mens se lewe gebeur om weer lewendig te word vir God. En Jesus noem dit wedergeboorte, Johannes 3. As iemand nie weergebore word nie, dan kan hy nie in die hemel kom nie. Wedergeboorte is as jy daardie oorgawe maak aan God. As jy bely, ek is 'n sondaar, vergewe my dit en dit en dit in my lewe, en jy noem dit op die naam, en jy sê, ek breek daarmee, ek gee my lewe aan Jesus Christus as my verlosser, ek nooi hom in my lewe, dan kom die Heilige Gees, en hy maak jou nuut. En dit is die proses wat bekend staan as wedergeboorte. Maar in die Ou Testament het God toegelaat dat die mense offers kon bring. En 'n offer was nie genoeg nie, want aan mekaar sondig ons maar weer en weer en weer, en dan moet ons nog 'n skapie slag en nog 'n skapie slag. As ek baie sondig gedoen het, moet ek 'n bees slag. En dit was 'n dierstorie. Maar God het reeds voor die skepping van die wêreld 'n plan gehad dat hy sy seun gaan stuur om vir al die sonde te betaal. En dit is die boodskap van Kersfees. Die Messias kom en hy betaal self die prys vir ons sonde. Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Maar gelukkig, al weet ons dit, al het ons lewe aan Jesus oorgegee soos ons bely, al is ons gered en ons is skoon gewas met die bloed van Jesus, maar omdat ons sondige mense is met 'n sondige geaardheid,
Hou ons maar aan met verkeerd doen. Dis lekker. Ek wil dit nog 'n slag doen en nog 'n slag. Ons dink nie. Ons besef nie die implikasies van wat ons doen nie. Ons besef nie die erns van ons dade nie. Dit het Jesus sy lewe gekos om vir jou vry te maak. Ons rasionaliseer. Ag, wat is nie so ernstig nie. Ag, toe man, doe dit nog ou drankie, wat maak dit saak? Vat nog ou een sondetjie. Onthou, Jesus het vir jou gesterf. Dis die duurste prys, dat God self wat die heelal gemaak het vir ons kom sterf aan 'n kruis, om te betaal vir wat ons verkeerd gedoen het. En dan kom die wêreld en gooi hierdie boodskap weg. Ek wil nie hoor nie. Ek stel nie belang nie. Skokkend. Ons doen dieselfde as ons Jesus nie ernstig opneem nie. Tog is daar hoop. God is genadig. Hy maak homself aan elke mens bekend, maak nie saak waar in die wêreld jy is nie. Elke mens kry 'n kans om gered te kan word, dat God deur Jesus Christus hom gaan openbaar aan jou. Ons word nie outomaties gered nie. Kerkbywoning is nie genoeg nie. Ek moet 'n doelbewuste keuse in my lewe maak vir Jesus Christus, om hom as my verlosser te aanvaar. As jy dit nie gedoen het nie, dan is jy nog nie gered nie. En as jy onseker is oor hoe om dit te doen, kom gesels met my, jy is welkom. Die evangelie is goeie nuus. Dit is wat dit beteken. Evangelion, die goeie boodskap. Dit is verlossing, 'n lewe vir elkeen wat Jesus as sy persoonlike verlosser en saligmaker aanvaar. Dit beteken dat ons doelbewuste besluite neem om te breek met sonde, om my lewe aan Jesus oor te gee en verder in gehoorsaamheid tot eer van God te lewe. En dit maak nie saak wie of wat jy is en wat jou agtergrond was en hoe sleg en hoe lelik dit was nie. God is bereid om te vergewe want Jesus het die losprys betaal. Nou die Heilige Gees is oor die wêreld aan die werk en ons sien in die islamlande dat daar talle mense tot bekering kom. Ons sien onder die Jode dat toenemend Jode is wat tot bekering kom en ons luister hierdie man het tot bekering gekom en ons luister wat hy vertel. The 53rd chapter of Isaiah. It is astonishing. If you would just read that chapter, just without the Bible being around it, you would say, oh, this is some Christian Bible, this is Jesus. When you realize, though, that it's in the middle of our Bible, our Jewish Bible. When I first came to faith, I dared not tell my father, because this is a time period in the 1970s when there were lots of gurus and cults, and he was very concerned about me getting involved in some crazy sect and going off someplace. So I waited for months, and when I finally told him, he was very skeptical. On his own then, he started to read about Jesus as well. About a year and a half later, I told him that the fellow who wrote one of the books that he had read, that this fellow was giving a lecture in the city in New York. And he agreed to come out to hear that person. And one of the most amazing moments of my life was the speaker said, would everyone here who is a Jewish believer in Jesus, would you raise your hand? And I raised my hand. My father also raised his hand. And I looked over and I said, Pop, he didn't say would all the Jews raise their hand. He said, would all the Jewish believers in Jesus raise their hand? And my father looked over and he said, yes, I heard what he said. The decision to come to faith in Jesus as the Messiah was not something that was a momentary lark. It wasn't something that was a passing fad. And I could see changes in myself that I knew were not from within myself. I had kind of tapped in to a truth for our Jewish people that was very powerful.
land voor Israel is Jode wat tot bekering gekom het, wat besig is om, ondanks die gevaar van land uitgegooi word, of in die tronk te beland, besig is om onder Jode te werk en in Israel ook. Die evangelie is goeie nuus. Maar die vraag is, wat maak jy met die boodskap van goeie nuus? Het jy dit al jou eie gemaak? Het jy al jou lewe aan Jesus oorgegee? Dit is jou keuse. Of hierdie boodskap vir jou 'n boodskap van groot vreugde gaan wees, soos die engele gesê het, of 'n boodskap van oordeel. Mag die Here vir jou lei in die keuses wat jy maak. En kom ons antwoord op dit, deur ons geloof in God drie enig saamstaande hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die Gees en in 'n ewige lewe. Amen.